Here. Ons honger en ons dors na U. Ons kan onsself nie help nie, Here. Ons is 'n hongerte vir U, 'n dors na U. En die woord sê, U is die lewende water. Wie na U, wie ooit gedrink het, sal nie weer dors nie. U is die lewende brood, Here. Dankie dat ons kan aansit by U vanoggend. Dankie dat U kom en stel tevrede ons honger en ons dors. O Here, U is 'n wonderlike koning. Al die lof en die eer behoort aan U. Maar Here, ek wil bid vir elke broer en sussie wie vanoggend hier so is. Vader, ons jubel en juig lekker saam, Here, in die oggend, maar as ons hier uitstap, dan is die werklikheid van die lewe daar. En ek wil bid, Here, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons sal weet, die Heilige Gees is met ons, saam met ons, vir ons. Ons is nie alleen nie. Here, ek wil spesifiek vir Rika wie vanoggend in die diens is ook aan die voete kom neersit, Here. O Here, dat U die vertroosting bring wat net uit U hand uit kan kom. Die vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Genesing sal gee aan gebroke harte vanoggend. O, dankie Here dat ons na U toe kan kom. U verstaan waardeur ons gaan. U is met ons, Here, U is saam met ons. En so bid ek vir elke broer en sussie wie vanoggend hier sit met 'n bekommernis, Here, 'n bekommernis oor môre, bekommernis oor finansies, oor siekte in hulle liggame. Here, dat U vanoggend vertroosting sal bring, dat U sal bande breek, sal vrymaak die wie gevange gehou word deur die bose in Jesus se naam. Dankie Here, U het ons die autoriteit aan ons toevertrou. Dankie Here, dat ons in U autoriteit mag beweeg. U is wonderlike Here. Ek bid Here dat U met op sal salf en die woord wat sal uitgaan, Here, sal bereik dit waarvoor dit gestuur word. Word verheerlik is my gebed in die kosbare naam van ons koning. Amen en amen. Baie dankie, mag jy sit plek neem. Baie dankie aan die voorsangers en die musikante. En Halleluja. Die tema van vanoggend se woord is Beyond the Cross. Anderkant die kruis. En hakies hierso het ek 'n opskrif, ons advokaat. Sekerlik is die grootste gebeurtenis in die mense geskiedenis was die geboorte van Jesus, sy kruisiging en sy opstanding. Hierdeur kon die mens weer met Abba Vader versoen deur die vergifnis van sondes. Die kruisiging is belangrik en ewe belangrik is die opstanding van Jesus uit die dood en sy hemelvaart. The ministry of Jesus did not end at the cross. In fact, the cross was only the beginning of his ministry. After the cross and conquering death, Jesus became the Lord of all. We spoke about it last week. Paul encourages as well. He says, you should live beyond the first principles, the basic principles of the cross as Christians. So being a Christian, my brother and sister, is more than just salvation. As we saw last week, it is also accepting Jesus as Lord and submitting to His Lordship. We do not only focus on the sacrifice that Jesus made, but also on the power and the victory that He achieved through His resurrection. Wanneer ons aan die ander kant die kruis leef, dan sien ons onsself in 'n nuwe lig. Ons word nie meer geïdentifiseer deur ons sondes nie, maar ons identiteit is kinders van God. Wanneer ons aan die ander kant die kruis leef, is ons fokus om vir God te leef en sy plan vir ons lewens te vervul. Die wil van God in ons lewens word ons fokus, omdat hy die Heer van ons lewens is. Dit beteken natuurlik nie
dat ons sondes akkommodeer in ons lewens nie. Dit beteken net dat ons sonde oorwin het deur die kruis van die Here. Living beyond the cross gives us access to new power. The same power that raised Jesus from the dead is available to us and enables us to live victorious lives through the Holy Spirit. Ons lewe nie net om die kruis en die beginsels van bekering nie, maar ons lewe voluit vir Jesus. Jesus lewe, hy het opgestaan en hy het ons net vooruit gegaan hemel toe. Inteendeel, het hy gegaan om vir ons 'n plek voor te berei, leer die woord vir ons. So ons moet onsself hieraan herinner, dat ons slegs op pad is. We just passing through this life at the moment, en dat ons 'n nuwe identiteit het in Christus. Ons fokus is nou op die ander kant van die kruis, God se plan vir ons lewens, om dit te vervul, en nie net om sonde te vermy nie. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is in ons. Romeine 8 vers 11 bevestig vir ons. He says, and if the spirit of him, dink dit 'n bietjie hieraan, who raised up Jesus from the dead, dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead, the same Spirit, will also restore to life your mortal, your short-lived, perishable bodies through his Spirit who dwells in you. So the Holy Spirit, my brother and sister, is not only a gentle presence in our lives. He is also a powerful force who transforms our lives and empowers us to live for God. We do this by surrendering our lives to the Holy Spirit and allowing him to control and guide us. Ons doen dit deur die Heilige Gees in ons lewens in te nooi en om sy wil vir ons lewens te vervul. Ons leer, dis 'n proses waar ons leer om die leiding van die Heilige Gees te volg. Ons vertroue is in die Heilige Gees, in sy krag en in sy voorsiening. The result of living in the power of the Holy Spirit is that the Holy Spirit in us gives us a boldness. Gives us a boldness to share our faith and live for God. Bevestiging Handelinge 1:8. But you shall receive power and ability, efficiency and might when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to all the ends, the very bounds of the earth. So the result of living in the power of the Holy Spirit is that our lives become a witness. Die Heilige Gees in ons gee vir ons wysheid om die regte besluite te maak en om die uitdagende situasies te hanteer. The Holy Spirit enables us to bear fruit, God's fruit, kingdom fruit, and to impact the lives of the people around us. One of the main fruits of the Spirit is joy. Joy, is dit nie iets wat ons kort kom in ons dae van ons lewe nie? Om vreugde te ervaar in die Heilige Gees se krag en sy voorsiening. The results of living in the power of the Holy Spirit is that we will bear fruit for the kingdom, impacting those that we come into contact with. The results of living in the power of the Holy Spirit is that we experience the joy, an unspeakable joy of living in the Spirit's power and provision. Om in die krag van die Heilige Gees te leef, is nie net 'n moontlikheid nie, dit is 'n belofte wat ons van Jesus ontvang het. Die belofte was dat hy die Heilige Gees sou stuur, en hy het dit gedoen.
My boetie en sussie, vir ons wat op die ander kant van die kruis lewe, beteken ja, Jesus is ons redder, ja, hy is ons Heer van ons lewens, en ons lewe is onder beheer van die Heilige Gees. Dit was nie moontlik voor die kruis nie. Vir Jesus het sy bediening ook aanbeweeg. Jesus, toe hy teruggaan hemel toe, het sy bediening nie gestop nie. Sy bediening het aanbeweeg. Vader is op die troon, Jesus is aan sy regterhand, en Heilige Gees is in ons. Jesus is op hierdie oomblik beskikbaar as redder, ons weet dit, as ons sondes bely, hy is getrou, hy vergewe. Maar Jesus as redder het sy rol voltooi. Dit is nog steeds beskikbaar, maar hy is nie vandag redder nie. Ek hoop julle verstaan reg. Hy is nog steeds redder, maar sy rol as redder het hy volmaak, toe hy kruis toe gekom het. Jesus is heiliglik betrokke by ander bedieninge ook. Jesus staan vir ons in vandag by die troon, in verskeie rolle. Jesus is ons advokaat voor Vader. Daar is 'n duiwel, 'n aanklaer, wie ons aanklaag voor die troon. Ek ken die verhaal van Job, waar die bose hom kom aankla het voor Vader. U onthou die beproewinge wat Job moes deurmaak. Openbaring bevestig hierdie ook vir ons. Revelation 12 verse 10. Then I heard a loud voice in heaven saying, now it has come, the salvation and the power and the kingdom of our God, and the power of his Christ, the Messiah. For the accuser of our brethren, he who keeps bringing before God charges against us day and night, has been cast out. So dis duidelik, daar is 'n aanklaer wat ons dophou en hy kla ons aan by Vader. Vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Praise the Lord. Ons kan nou sit om oorwin, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Mag ek 'n eenvoudige gelykenis aan u voorhou? Daar is 'n regter wat in die hof besig is met die dag se sake. Groot is sy verbasing toe sy eie seun ingebring word en voor hom verskyn. Die regter se seun was die vorige aand gearresteer vir dronk bestuur en hy was toegesluit in die selle. Die seun is gevang vir dronk bestuur. Die seun is nie eintlik 'n drinker nie, maar dit was 'n ongewone omstandighede. Die seun was by 'n bachelor partytjie en hy het 'n paar biere gedrink saam met die pelle en hy doen dit nie eintlik ooit nie. Maar die aanklaer het die bewyse. Die breath analyzer se resultate is ingedien as bewyse. Die seun is skuldig en die regter moet straf uitdeel, maar dit is sy seun. 'n Vader kan vergewe, maar 'n regter nie. 'n Regter moet die wet onderhou en hy moet dit toepas. Die bewyse is daar, die aanklaer is daar, dag en nag is hy daar, en die regter het geen ander uitkoms as om hom skuldig te vind nie. Die straf wat die regter vir die seun gee, is 'n stewige boete, volgens die vereiste van die wet. Die wet sê as dit gebeur het, is dit die boete. Daar's geen verskoning nie. Maar nou doen die regter die onverwagste. Die regter klim van sy regsbank af. Hy gaan en hy gee vir sy seun 'n drukkie. En hy stap uit en hy gaan betaal die boete uit sy eie sak uit. Hoe dink jy voel die seun?
teenoor sy pa. Wat 'n vernedering vir sy pa, wie 'n gesiene persoon is in die samelewing. Is hy bitter jammer en spyt dat hy sy pa hierdeur moes sit? Ek glo so. Is die seun dankbaar vir onverdiende guns? Ja, ek vertrou so. Ervaar die seun liefde van sy pa of oordeel? Hy ervaar liefde, hy het tog 'n drukkie gekry. Dit is vir die pa 'n vernedering, maar hy doen dit uit liefde vir sy seun. Sal die seun vinnig weer dronk bestuur? Ek glo nie. Jy sien, dit is eintlik wat ons hemelse Vader vir ons gedoen het. Vader is regter. Hy betaal vir ons boete. Omdat Vader en die Seun en die Heilige Gees een is, het dit vir Vader net soveel gekos om op die kruis te wees. Jesus oorwin die dood, God betaal self vir ons sonde. Nou tree Jesus in vir ons as middelaar, as advokaat. Ons oortredinge, ons dronk bestuur, het Jesus nie deur 'n boete betaal nie, maar deur te sterf vir ons. Hoe voel ons teenoor Jesus? Is ons hart seer, omdat ons vir Jesus hierdeur moes sit? Is ons dankbaar vir onverdiende guns? Bewys ons liefde teenoor Jesus deur gehoorsaam te wees? 1 John 2 verse 1 says, My little children, kyk hoe mooi praat hy met ons. My little children, I write you these things so that you may not violate God's law and sin. But if anyone should sin, we have an advocate. We have an advocate, one who will intercede for us with the Father. It is Jesus Christ, the all-righteous, upright, just, who conforms to the Father's will in every purpose, thought and action. Abraham was in die rol van advokaat toe hy vir Sodom ingetree het, dat die stad gespaar sou word vir 10 regverdiges. Juda was in die rol van advokaat toe hy ingetree het vir Benjamin. Josef se beker was in Benjamin se sak gevind. Moses is in die rol van advokaat toe hy intree vir Israel, nadat hy hulle die goue kalf gemaak het. Esther was in die rol van advokaat vir haar mense. Stefanus was advokaat vir die mense wie hom stenig. Jesus het opgetree as advokaat toe hy gekruisig word. Lukas 23:34, and Jesus prayed, Father, forgive them, for they know not what they do, and they divided his garments and distributed them by casting lots for them. 'n Advokaat werk met feite. Jesus as ons advokaat maak nie verskoning vir ons sondes nie. Die sonde moet bely word. Dit moet geoordeel word en daarmee klaargemaak word. Vader as die regter sal nie sonde oorsien nie. Jesus as ons advokaat tree in namens ons en hy beroep hom op die groot opoffering wat hy gemaak het op die kruis. Jesus erken die seun is skuldig en dat die seun die wet oortree. Jesus betaal die prys vir die oortreding en die seun is vry om te gaan. Jesus se betaling word aanvaar en die oortreder word vrygespreek om te gaan. Die boete is betaal. Father himself, even as the judge, loves us and delights in mercy, but he has to uphold the law. He hates sin. Sin caused his son to go to the cross. Romeine 8:33. Who shall bring any charges against God's elect, when it is God who justifies? Verse 34. Who is there to condemn us? Will Christ Jesus, the Messiah, who died, or rather who has raised from the dead, who is at the right hand of God, actually pleading as he intercedes for us? Hoe voel ons teenoor Jesus?
Is dit net so maklik om te sê, Here vergewe my en aan te gaan met dieselfde ding? Is ons dankbaar? Wys ons om liefde vir die liefde wat ons ontvang? Wil ons aanhou met sonde en Jesus aanhou herinner aan die verskriklike prys wat hy vir ons moes betaal op Golgotha? Nee, ek glo dit nie. Ek glo nie vir 'n oomblik ons sal moedswillig aanhou om te sonde as ons weet wat ons sonde vir hom gekos het nie. Wanneer 'n kind van die Here vir Vader nader op grond van die bloed van Jesus, ontvang die kind net genade. Romans 8:1 says, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. It is so wonderful, good news, my brother, this morning, that Jesus, our advocate, is interceding for us. Yet we ourselves, we need to confess and repent and put away sin. 1 John 1 verse 9 says, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promise, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness. Praise the name of Jesus. Hallelujah. As ons sondes, vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. A judge cannot forgive. A judge has to enforce the law. A judge has to be sure that the demands of the law has been met before we can acquit the case. Hierdie is so merkwaardig. Al die eise wat die wet is gedek deur die onskuldige bloed van Jesus. Daar was nie een sonde in Jesus se lewe nie en hy het die volle prys betaal vir al die sonde. All the demands that the law could possibly have was met by the sacrifice of innocent blood who had no sin. Romeine 3:24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Halleluja. Dis genoeg rede om te jubel en juig, my broers en susters. Ek wil begin om af te sluit. A judge cannot forgive, but a father can. God is our Father, He is our Abba, and He is the righteous judge. Jesus became our Savior at the cross. Jesus became our Lord of all. Jesus now continues His ministry as advocate before the throne of God. Laat ons nie sondig nie, maar as ons sou val, laat ons dit bely en weet dat ons 'n advokaat het by die troonkamer. Jesus ons redder, ons Here en ons advokaat. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Oh, Father of mercy and of grace, onverdiende guns en genade wat U vir U kinders gee. Mercy and grace is fresh for us every morning. O Here, U is so goeie, wonderlike Vader. U is regverdig. Die prys vir oortreding is betaal deur die Seun. En wat 'n besonderse voorreg is dat ek en my boeties en sissies 'n advokaat het. Wat intree en as sou ons struikel, kan ons na U toe kom, vergifnis ontvang en vryskelding. Here, U is so wonderlik en ons wil U net loof en prys en vir U die lof bring. Dankie vir die guns en die genade oor ons. Ek eer U en ek aanbid U daarvoor. En terwyl ons so met gebuigde hoofde sit, wil ek net 'n ernstige beroep by U los. En dit is U moet seker maak dat Jesus Christus U advokaat is.
Jy moet seker maak dat jy in 'n verhouding met Jesus staan, dat jy hom in die hart ingenooi het. Jy vir hom gevra het om die Heer van die lewe te word. Want sien, as daar nie 'n advokaat voor die Vader se troon is nie, is daar groot moeilikheid. Met erge gevolge. Die vlamme van die hel is nie ietsie wat lig oor gedink moet word nie. Dis 'n geweldige werklikheid. En ek wil vra, as daar iemand is vanoggend wat nie seker is of 'n saak met die Here reg is nie. As jy nie seker is dat jy 'n advokaat het wat intree vanoggend nie, want ek kan nie verseker, daar is 'n aanklaer. Daar is 'n bose, daar is 'n duiwel, wat elke een aankla, dag en nag, sê die woord. Maak seker vanoggend, dat jy 'n regsverteenwoordiger het in die troonkamer. En dit kan net Jesus Christus wees. As daar iemand is wat nie seker is met hulle saak met die Here nie, kan jy net die hand opsteek en net 'n eenvoudige gebedjie met jy doen. As daar so iemand vanoggend wat nie seker is nie. Dis ernstige saak, dit gaan oor lewe en dood, my broers en susters. Praise the Lord, hallelujah. Halleluja. Geen nog net 'n bietjie geleentheid, almal seker dat hulle saak is reg met die Here. Ons wil vir die lof en die eer bring, Vader, vir 'n getaanse geleentheid waar ons gehad het om ons saak met U ook reg te maak. Maar ons weet U is die naprediker, Here, en U is net naby ons. Enige tyd kan ons net uitreik na U toe en sê, dink aan my, Here. Die naam van Jesus uitroep, vergewe my sondes, neem beheer van my lewe. En ons dankie daarvoor en ons bid hierdie in die wonderlike naam van ons koning. Amen.